Sit as sy huis aan en dan gaan ek my screen share. OK, kom my. OK, so dis 'n baie vreemde opskrif hierdie. Hy sê gooi met klippe of leef in vergifnis. So in die drie dimensies leef ons in 'n wêreld van om met klippe te gooi. Jy weet, onthou hier in Johannes, ons is nou by Johannes 8. En ons is besig om te praat oor die twee dimensies, die drie dimensie waarin ons so gewoond is en ek dink ons het dit vir onsself so lekker gemaak. Die mense het vir homself dit so lekker gemaak om jy weet alles wat hy doen gaan net om homself en om 'n lekker lewe te hê en om gelukkig te wees en al die goeders. En dan word 'n mens so vasgevang in hierdie derde dimensie dat jy nie eintlik die ander dimensie, die vierde dimensie, die geesdimensie waardeer of daarin leef nie. En dan land jy ou partykeer in die derde dimensie in die moeilikheid en dan begin soek jy na antwoorde en dan soek mense partykeer op die verkeerde plek of jy wil jouself help of jy soek troos of ander dinge en dan vind 'n mens dit nie want daar's 'n leegheid in jou want in elkeen van ons is daar gees. God het ons so in die begin gemaak, toe hy ons geskep het, hy het ons geskep na sy beeld, en sy beeld is Vader, Seun en Heilige Gees, so 'n deel van ons is ons geesdimensie. En as ons daai begin aanvaar en daarin begin lewe, dan word hierdie drie dimensies word dan makliker. En dan vind ons eintlik onsself in hom. Ons vind onsself in hom en in die ware dimensie waarin ons eintlik moet leef. So die geesdimensie is nie iets wat eendag gaan gebeur as ons doodgaan, dan gaan ons gees uit ons liggaam en dan leef ons in daai dimensie nie. Nee, ons kan nou al daarin leef. En dit is wat ek wil vir u verduidelik. Dis wat die Here met my deel en ek wil dit graag aan u oordra. Dis wat ek vanmôre wil oordra. So in hierdie geesdimensie is dit 'n ander dimensie. Dis 'n dimensie van vergifnis, oorvloedige vergifnis. En twee keer hier in Johannes 8 kry ons dit waar daar met klippe gegooi was deur mense. So die Fariseërs wat eintlik die valse ouens, die skynheiliges was, wat in die drie dimensies geleef het 'n vrou betrap in 'n ernstige oortreding en haar na Jesus toe gebring en uiteindelik Jesus probeer toets en kyk wat gaan hy doen want hy sê mos hy is die seun van God en hy kom uit hierdie heerlikheid van die Vader om vir ons te leer oor die geesdimensie en hulle kom om hom te toets. So dit was die een keer wat hulle klippe opgetel het om hierdie vrou dood te gooi. En in die einde van die hoofstuk dan lees jy weer waar hulle so kwaad geword het vir Jesus dat hulle weer klippe opgetel het. So die dimensie van die vlees waarin ons leef is 'n dimensie waar mense altyd klippe optel of waar ons onsself altyd vergelyk met mekaar. In die ooreenstemmende gedeelte van hierdie Johannes 8 in Matteus 5 staan Jesus ook, want hier is op die Olyfberg, hy daarvan gehou op die Olyfberg te sit, want ek dink daar was klanke, hy het nie luidsprekers gehad, hy het groot skares gehad, die klank was goed daarso, en daar het hy gesê in Matteus 5, sê hy vir die mense, julle is die lig van die wêreld, en daai lig beteken fos is soos fosfor, is om te gloei soos fosfor, om daai geesdimensie, daai verligte dimensie in jou te hê. En dit is wat hy vir hierdie mense sê, hy oordeel hulle nie, want onthou, dis 'n klomp sondaars, hy het nog nie gesterf nie, sit hierdie mense voor hom, maar hy staan voor hulle en hy dink aan die begin, hoe dat God die mens gemaak het, Adam en Eva, gees, siel en liggaam. Hy sê weinig minder as 'n goddelike wese. En nou kom hy hierso en hy sê vir julle is die lig van die wêreld. Hy sê en 'n mens steek nie 'n lig op en sit dit onder 'n maatemmer nie, 'n lamp. Hy sê maar jy 'n maatemmer
is iets wat hulle gebruik het in hulle huise om maates af te meet. En as hulle die lig wil doodmaak in die aand, dan sit hulle daai maatemmer op die lig, dan versmoor, dan gaan die lig dood. En dis eintlik wat Jesus sê. Die mens het in homself, in sy drie dimensies, of in die driedimensionele deel, in hierdie aardse dimensie, het hy begin om homself te meet aan ander. En homself nie te meet aan hoe God hom in die begin gemaak het. So mens meet jouself altyd, as jy onseker is, meet jy jouself altyd aan ander mense. Dis die maatemmer. En daai maatemmer maak die lig dood. Dit maak die lig in jou gees dood. As jy jou begin vergelyk met ander, of as jy ander wil veroordeel, klippe wil gooi, dan maak jy ook daai lig dood. So veroordeling maak die lig dood, maar vryspraak laat daai lig opkom. En dit is wat Jesus vir hulle gesê het. Hy sê, as julle nie daai maatemmer op julle het nie, dan is julle soos 'n stad wat op 'n berg lê, of soos 'n lamp wat in 'n huis skyn, wat almal verlig. So daai lig in jou, dis God se lig in jou en in my. Dis God se gees in ons wat begin skyn deur ons. En dan hoef ons onsself nie meer te vergelyk met ander mense of klippe te gooi en mense te veroordeel nie. So die klippe gooi gaan oor veroordeling. Nou kyk wat sê die skrif hier in Johannes 8. Hy's 'n vrou wat in egbreek verklaar was. So ek wil net gou die slideshow aan die gang kry, dat jy dit meer duidelik kan sien. Okay. Net so 'n oombliekie. Okay, dat ek net gou hier so op die PowerPoint gaan. Ekskuus tog julle. Nou vir julle wys, ek sit met 'n meisie so wat onwillig is. Slideshow, daar sê hy. Okay. So die skrif sê hierso, daar was 'n vrou wat in egbreek betrap was. Net hierdie skerm vir my 'n bietjie wegvat, daar sê hy. Okay. En vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom, en hierdie was ook nadat hy op die Olyfberg was, en hy het gaan sit en hulle geleer. Hy het hulle geleer oor die geesdimensie. En dis wat Jesus vanmôre ook vir ons wil leer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring, en toe hulle haar tussen hulle in laat staan, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. So dis die grootste sonde wat 'n mens kan doen, is seker egbreek. Dis een van die groot sondes. Maar nou wil ek vanmôre vir u sê, daar is nie groot sondes en klein sondes. Die sonde is sonde. Sonde bring die dood, bring die straf, bring die dood. So dit maak nie saak nie. Die Bybel sê vir ons, almal het gesondig. So daar's geen mens wat nie sonde het nie. Hy sê almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daai heerlikheid is die heerlikheid waarmee God ons in die begin gemaak het. Hierdie vrou is nou op egbreek betrap. Nou wonder ek ook, waar was die man gewees? Want gewoonlik in egbreek is daar 'n man en 'n vrou betrokke, maar dalk was dit een van hierdie aanklagers gewees. En hierdie vrou moet nou gestenig word, want dit was die ou wet, die wet van die Ou Testament, dat as mens egbreek pleeg, moet jy gestenig word. So die dood, die loon van die sonde is altyd die dood. Maak nie saak wat se sonde dit is nie. En hy sê, en Moses het ons in die wet beveel om sulke vroue te stenig. Hulle moes nie net die vrou stenig, maar ook die man. Maar wat sê u? Jy sien, hier toets hulle Jesus. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle 'n ding wat hulle nie verwag nie. Eintlik hy sê hulle het gekom om hom te versoek, sodat hulle iets kon kry om hom te beskuldig. En dan gaan sit Jesus, hy het neergebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Nou hierdie was vreemde gedrag. Jesus het hom nie self onttrek nie, maar wat hy gedoen het is, hy het in die geesdimensie met sy vader geraadpleeg. Want Jesus sê, ek doen niks as ek dit nie by Vader sien doen nie. En hier sit hy in hierdie moeilike situasie. Hierdie vrou is betrap, sy is skuldig,
Sy word beskuldig en sy moet sterf. En Jesus sit hier en hy sit en hy skryf in die grond. Maar hy's eintlik besig met sy Vader. En dan die volgende ding, wat so tipies is van die driedimensionele waarin ons lees, is hierdie veroordeling, om mense te veroordeel. En dis die dimensie waarin ons lees. Ons probeer baie keer onsself meet aan ander of onsself regverdig aan ander, want ek is nou nie soos daai een of daai een of daai een wat sulke groot sonde gepleeg het nie. Maar sonde is sonde. Almal van ons is skuldig. Maar Jesus sê vir hulle voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham is ek. Nou dis die laaste vers in Johannes 8. So hier kom Jesus en hy sê vir hulle in die laaste vers van Johannes 8. Hy sê eintlik ek is voor Abraham. Hy sê eintlik ek is Yahweh. Ek is God. Ek is God. En ek gaan nou vir julle wys wat is in hierdie drie dimensies. En wat hier gebeur het is, hulle het hier ook klippe opgetel, wat ek vir gesê het, omdat hy dit gesê het hulle hom klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel uitgegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. So Jesus was in 'n ander dimensie gewees en hy kom leer ons van hierdie geesdimensie, dat dis die bonatuurlike dimensie gewees. So hierdie was 'n geldige doodsvonnis gewees. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Jy sien in dit, hier kom Jesus met die bonatuurlike dimensie van vergifnis of van God se vryspraak. En hy sê, as een van julle onskuldig is, laat hom die eerste klip gooi. So dis die dimensie van waarin ons leef vandag, is die dimensie van klippe gooi. En as jy daar leef, dan het jy nog nie jou ware identiteit ontdek in God nie. As jy klippe gooi of jou vergelyk met anders, dan ken jy nie jou ware geestelike dimensie of wie jy eintlik werklik is nie. Want kyk hierso, en Jesus het weer neergebuk en op die grond geskrywe. Nou gee hy vir hulle kans. Hy kyk nie wat hulle doen nie. Hy het net hierdie woorde gesê. Die een wat nie sonde het nie, laat hom die klip gooi. So klippe gooi en om jouself te vergelyk is hierdie aardse dimensie. En Jesus leef in 'n ander dimensie. En dan staan hy op en toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly en die vrou wat daar tussen hulle gestaan het. Hier gaan al hierdie beskuldigers, want nie een van hulle kan sê dat hulle nie sonde het. En dis wat ek vanmôre vir u wil sê. Niemand van ons kan sê dat ons nie sondig of sonde het nie. Ons aardse dimensie is sondig. Maar daar's 'n ander dimensie, die dimensie van vergifnis. En dis wat Jesus hier tuisbring in Johannes 8. En hy sê, dis die dimensie van die gees. Dis die dimensie van lig en lewe. Kyk, hy sê, maar toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? Sien hierdie dimensie van die derde dimensie op die aardse dimensie is 'n dimensie van veroordeling en jouself aan ander meet. Maar Jesus sê die volgende, hier kom hierdie kragtige woorde. Jesus, wat eintlik Yahweh is, wat eintlik God is, wat een is met sy Vader, sê vir hierdie vrou, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Nou ek wil vanmôre vir u sê, dis een van die wonderlikste woorde wanneer God, wat die regter, wat regtig sonder sonde is. Jesus was sonder sonde. As daar ooit iemand was wat klippe kon gooi, was dit hy. Maar hy sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Eintlik wat hy vir haar sê, in ander woorde, jy's vergewe. Jy's vergewe, jy's vry. Gaan en sondig nie meer nie. En dit is wat Jesus gekom het om vir ons te leer in die geesdimensie,
Die geesdimensie is 'n dimensie waar daar nie veroordeling is nie, waar selfs God ons nie meer veroordeel. Terwyl ons baie keer, jy weet, nadat ons vergewe is en nadat ons bekeer is en nadat ons wedergebore is, nog steeds in veroordeling leef. Die geesdimensie is 'n dimensie van vryheid. Daar is geen veroordeling, Romeine 8 vers 1, vir die wat in Christus Jesus is. Geen veroordeling nie. God het jou vrygespreek. Hy het jou sonde vergewe. En die Bybel sê hy dink nooit weer daaraan nie. Hy werk dit so ver soos die ooste van die weste. In die geesdimensie is jy nie meer sonde nie. En jy wil nie meer sondig nie, want jy het 'n dimensie van vryheid en van lewe ontdek. Nou beteken dit dat 'n mens dan 'n lisensie het om nou te sondig nadat God jou vergewe het? Nee, kyk wat sê Jesus. Gaan heen en sondig nie meer nie, maar leef in jou vryheid, jou vryspraak, die genade van God beteken God se vryspraak. En Jesus het weer met hulle gespreek. Kyk wat sê hy. Hy sê, ek is die lig van die wêreld. Onthou jy nou Matteus 5? Hier kom Jesus, hy sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, wie 'n disipel van my word, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie. En daai duisternis is sonde, maar sal die lig van die lewe hê. So jy sal word soos 'n stad op 'n berg, vergewe, en die lig van God begin skyn deur die Gees wat in jou is, deur Christus wat in ons woon, kan ons die lig van God laat skyn na hierdie wêreld toe. Wonderlik, vrymakende dimensie. Die geesdimensie is 'n dimensie van vrymaking, vergifnis, oorwinning oor die duisternis. Kyk wat sê Jesus hier in Johannes 1 vers 4. Vat hy nou terug na Johannes 1 toe. Hy sê, hy was die woord was by God, en die woord was God. En dan sê hy, alle dinge het deur hom ontstaan, en in vers 4 sê hy, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. So Jesus het gekom na hierdie aarde toe om die Gees in ons weer lewend te maak, sodat ons in hierdie wonderlike dimensie van vergifnis, vryspraak, vryheid kan lewe. Halleluja. En die duisternis kan dit nie oorweldig nie. Hy sê, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. So as God se lig in ons skyn, dan wil ons nie meer sondig nie. Dis nie 'n vrypas om nou te doen wat jy wil nie, maar die duisternis word oorweldig deur die lig. En as jy in versoeking kom, dan sê jy vir die vyand, ek gaan nie na jou luister nie, jy's duisternis. Jy moet altyd, want hy gaan duisternis probeer terugbring in jou lewe. Maar jy oorweldig dit deur die lig. Jy oorwin dit deur die lig Jesus Christus. Hy is die lig. Hy sê in die lewe is in hom. En daai lewe is 'n lewe van oorwinning. Is 'n lewe waarin ons kan heers oor sonde, oor ongeregtigheid, oor ons valse identiteite en oor al die dinge wat ons baie keer so in vasgevang word. Deur veroordeling, skuldgevoel en al hierdie dinge kan ons deur dit leef. Want die seun van die mens, onthou jy wat ek gesê het, Jesus noem homself die seun van die mens. Dis die prototipe wat God gebruik het in die begin, want hy het ons deur Christus geskep. Hy was die beeld van God, en God het hom hy was die prototipe waar volgens God ons geskep het. Gees, siel en liggaam. En hy het gekom om ons terug te bring na daardie dimensie. Toe sê die fariseërs, en dis wat ek nou vir u wil wys hierso in Johannes 8. Toe sê die fariseërs vir hom, u getuig van u self, u getuienis is nie waar nie. Nou begin hulle bestry, want hulle sien Jesus het hierdie vrou vrygespreek. Jesus het haar vergewe. Nou begin hulle sê, Jesus is 'n valse getuienis. Maar Jesus sê vir hulle, luister nou mooi wat sê hy, al getuig ek ook vir myself, my getuienis is waar. Hoor nou wat sê hy, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. So Jesus
het sy identiteit geken as die seun van die mens. Hy sê ek weet van waar ek kom. Met ander woorde, daar van Genesis af was hy betrokke by die skepping. Hy was die beeld waarvolgens ons geskep is. Hy sê ek kom van daar af en ek weet waarheen ek gaan. Ek is op pad terug na my Vader toe. Hy sê maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan. En dis hoekom ons self baie keer in veroordeling leef, omdat ons nie weet wat ons ware identiteit is en dat God ons geskaap het. Ons ouers is net, ek sê altyd net die gereedskap wat ons in die lewe ingebring het. Maar hulle is nie, ons is volgens God se gene geskape. Ons moet weet waarvan af ons kom. Ons moet ons identiteit ken. En as jy dit ervaar, dat jy is deur God geskape, jy kom lank voor die grondlegging van die aarde, het God al van jou en van my geweet. En het geweet watter tyd ons sou lewe. En het 'n plan met elkeen van ons en 'n doel vir elkeen van ons. En ons moet weet waarvan af ons kom. Ons kom uit God uit. Ons kom uit sy gene. En daarom, omdat ons uit God geskaap is, het God weer hierdie lig deur Jesus Christus in ons kom aansteek, sodat ons ook kan weet waarheen ons gaan. Ons is op pad na die ewigheid. En dis wat Jesus sê. Hy sê, julle oordeel volgens die vlees. So jy sien, dis daai dimensie waarin vir almal veroordeel. Dis waar as kinder vandaan kom. Wanneer jy as kinder is jy besig om eintlik te sê ek is eintlik beter as daai ou. So jy doen eintlik die werk van die duiwel. Jy's 'n aanklaer. Hy sê en ons kan nie in daai dimensie van oordeel leef nie, want almal het gesondig. Almal het genade en vergifnis nodig. En Jesus sê ek oordeel niemand nie. En het hy rede gehad om te oordeel? Ja, want hy was sonder sonde. Jesus het gekom en dis hoekom hy die prys kon betaal. Hy was sonder sonde. Hy sê ek oordeel niemand. Hy sê en al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. Hy sê ek en my Vader het besluit ons gaan die mens vrymaak van veroordeling. Dis waarvoor ek gekom het. Dis die doel. Hy sê dit ook in Johannes, vroeër in Johannes. Hy sê ek het nie gekom om julle te oordeel nie, maar ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê. So Jesus het nie gekom om vir ons te sê om klippe te gooi, om te sê hoe sleg is ons of ons dood te maak nie, maar hy het gekom om vir ons te sê ek kom om julle vry te maak. Ek kom om julle op te lig. Ek kom om julle 'n stad te maak wat soos op die berg lê, sodat almal die heerlikheid van God in julle kan sien. En hier sê ek Jahweh getuig. En dit is wat Jesus hier sê in Johannes 8:18. Hy sê dit is ek wat van myself getuig, maar my Vader wat my gestuur het, getuig ook van my. Sien, hy sê ek en die Vader is een. In die mond van 2 of 3 getuienis staan elke woord vas. Hy sê toe vir hulle, hulle vra toe vir hom, waar is die Vader? En Jesus antwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. En dis die verskil. As jy Jesus ken, dan leer jy ook die Vader ken, want hy het gekom om vir ons te wys wie's die Vader. Dis nie 'n God wat ons wil veroordeel nie, maar hy is ons Vader. Ons is van die begin af, van die begin van die skepping af, sy kinders. Ons is sy maaksel, ons is sy beeld. Ons kom uit God uit. En hy het gekom om ons weer na daai dimensie terug te vat, waar ons met die Vader, met die Vader self in kan wandel en in die dimensie van die Gees. Vergifnis het ons opgevat na daardie vlak toe. En hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis terwyl hy in die tempel geleer het. En niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nie gekom het nie. Maar Jesus het geweet, daar kom 'n uur wanneer hulle my gaan gevange neem en wanneer ek die prys gaan betaal vir hierdie vrymaking. Daar moes 'n offer gebring word, sodat daai sondes regverdig kan word, sodat ons vergifnis kan kry. En dit is hoekom Jesus gekom het. Hy het gekom om ons op te lig na sy vlak toe.
Nie om ons af te breek nie, nie om ons met klippe te gooi nie, maar ons op te lig na 'n dimensie van vergifnis en vrymaking en wonderlike lewe in oorvloed, lewe tot in ewigheid. Halleluja. Hy sê wie in hom, hier sê ek, wie hom vind, word lewend, lewend tot in ewigheid. En Jesus het weer vir hulle gesê, ek gaan weg en julle soek my en julle sondes en julle sal my soek en in julle sondes sterwe. Waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Hy verwys na sy sterwe en opstanding. Maar hy sê as julle nie my glo nie, dan gaan julle in julle sondes sterf. Jy sien, Jesus het die verskil kom maak. Hy het gekom om ons van die ewige verderf, van die dood te red en ons te vergewe sodat ons vir ewig kan lewe. En daarom moet ons hom soek, want as ons hom soek, dan kom ons by vergifnis uit en nie by veroordeling, nie by 'n plek waar ons klippe gooi nie. En dan toe sê die Jode vir hom, toe sê die Jode, hy sal homself tog nie om die lewe bring nie, omdat hy sê, waar ek gaan, kan julle nie kom nie. Jy sien, hulle het nie geweet dat hulle Jesus gaan kruisig nie. En hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van bo. Jy sien, hy praat oor hierdie dimensie wat mense nie verstaan nie, van die dimensie van die hemelse dinge, die dimensie van die gees, waarin daar vergifnis is. Hy sê, ek is van bo, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie in hierdie wêreld. So mense, ons moet begin uitvind, wat is hierdie dimensie van die gees, waarin ons kan lewe en oorvloedige lewe. Ons kan nou al daarin lewe. Ons hoef nie dood te gaan, soos ek gesê het, om eers dit uit te vind nie. Jesus het van bo af gekom om ons op te trek na sy vlak toe, nie om ons af te druk nie, maar om ons ook in heerlikheid te bring. In Hebreërs sê hy, hier is die kinders wat U my gegee het. Hy praat met die Vader. Hier is ek en die kinders wat U my gegee het. En dit verwys dit na almal wat in hom glo. En hy sê, ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe. Maar as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterf. En dis waar die wêreld en waar mense dit mis. As jy nie glo in Jesus nie, want hy is die lewe, hy is die waarheid, hy is die vergifnis, hy is die een wat die prys betaal het. Hy is die een wat die streep kom trek het en sê, as jy in my glo, sal jy lewe tot in ewigheid. Daarom moet ons hom nie mis nie. Ons moet hom nie mis nie. En dan sê hy hierdie, Johannes 8 vers 26, en ek gaan hiermee afsluit. Ek het baie dinge om vir julle te sê en te oordeel. Hy sê, ek kan oordeel as ek wil, maar hy wat my gestuur het, is waaragtig, en ek het van hom gehoor, en dit spreek ek tot die wêreld. Dit wat hy gehoor het, hy het gekom om hierdie nuwe dimensie van vrymaking aan te kondig. En dan sê hy die volgende, en hulle het nie verstaan dat hy met hulle van die Vader spreek nie. Hulle het nie hierdie dinge verstaan nie. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog, dan sal julle weet dat dit ek is, en ek het myself niks doen nie, maar net wat die Vader my geleer het, dit spreek ek. Hy sê, ek bring hierdie nuwe dimensie na julle toe. As julle my verhoog, jy sien, om Christus te verhoog, om Jesus te verhoog, om aan hom te glo, bring jou in daai dimensie van vergifnis, van vryspraak, van geen veroordeling. Hy sê, ek het gekom om vir julle te leer wie die Vader regtig is, dat hy nie daar in die hemel sit om jou te slaan met die sweep nie. Hy sê, dan sê hy hierdie wonderlike woorde, hy wat my gestuur het, die Vader, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie, maar ek altyd doen wat hom welgevallig is. En dan sê hy, terwyl hy hierdie dinge spreek het, baie in hom geglo. Daar was tog 'n klomp mense wat dit geglo het. En hulle het hierdie wonderlike nuwe dimensie van vergifnis, het hulle begin beleef. En kyk wat sê hy. Hy sê hierdie woorde, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. So jy moet in sy woord bly. Ons moet in sy woord die geesdimensie ervaar. Ons moet daarin bly. Ons moet nie net tot bekering kom nie. Ons moet in daai dimensie wandel, die dimensie van die gees. En dan sê hy hierdie, en hierdie is teenoorgestel van klippe gooi.
Hy sê en julle sal die waarheid ken en hierdie waarheid is waarheid met 'n hoofletter, dis Jesus. Die waarheid ken. Want in Johannes 14 sê hy ek is die weg, die waarheid en die lewe. Wie in my glo sal lewe. OK. En dan sê hy ek sal die waarheid en julle sal die waarheid ken. As jy die waarheid ken, sal die waarheid jou vrymaak van die dimensie van veroordeling, van sonde, van ongeregtigheid. Deur Jesus te ken en in hom te bly en in hom te glo, kan ons wandel in die lig. Kan ons self die lig word sodat die wêreld kan sien. Ons meet ons nie aan die wêreld nie. Ons meet ons nie aan die dinge van hierdie wêreld nie, maar ons meet ons aan ons Vader en aan Jesus. Want dis waarvan ons kom. Ons kom uit God uit. Ons Adam was die lig van die wêreld. Hy het die heerlikheid van God gehad, maar hy het dit verloor deur sonde. Die oomblik as jy vrygemaak is van sonde, dan kan sonde nie meer oor jou heers nie. Jy kan wandel in die lig saam met die Here sonder veroordeling. So ek wil vanmôre vir u bid dat die Here werklik vir ons sal vrymaak van veroordeling. Vrymaak van hierdie aardse oordeel en van klippe gooi. In die eerste plek, as jy vrygemaak is, dan gooi jy nie klippe nie. Jy leef in genade. En as jy in genade leef, dan veroordeel jy nie ander mense nie. Halleluja. Daar is geen veroordeling in die geesdimensie nie, want almal van ons is uit genade en deur genade vergewe van al ons sondes. En daarom moet jy jouself ook vergewe. Almal van ons het gesondig. En dit, soos ek sê, sonde is sonde. Daar's nie groot sonde, klein sonde nie. Maar ons is almal vergewe van ons sonde. En die Here het vir ons gesê, julle is vry. Soos hy vir daai vrou gesê het, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Maar wandel in hierdie geesdimensie. Halleluja. Kan jy vanmôre, daar waar jy is, jy hande opsteek en sê, Here, ek dank U. Ek dank U. U het vir ons kom leer. Daar is vergifnis. Dankie dat U vir ons gesterf het. Dankie dat U U bloed vir ons gestort het. Dankie dat U opgestaan het uit die dood uit, sodat ons ook tot in die ewigheid kan lewe. En Here, dat ons daai vergifnis sal vat en daarin wandel. En nie toelaat dat sonde meer oor ons heers nie. Ja, ons struikel soms. Maar God se bloed, Jesus se bloed, reinig ons aanhoudend. Eindelik het hy ons van al ons sondes in die verlede vergewe en alles in die toekoms. Daai vergifnis is tot in ewigheid. Halleluja, dis nie 'n vrypas nie. Daarom wil ons nie meer sondig nie, want ons leef in liefde met hom, in 'n verhouding met ons Vader en ons wandel elke dag met hom. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here, ek is vergewe en ek lig Jesus vanmôre op. Ek lig hom op. Sonder hom sou dit onmoontlik wees. Maar omdat hy gekom het, is ek vry. Halleluja, daar's 'n ou liedjie wat ons altyd gesing het. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is vry, vry, vry. Prys die Here, vat jou vryheid, wandel daarin, lewe daarin, heers daarin, saam met Jesus. Hy gee ons die krag om te oorwin in elke omstandigheid. Leef in die geesdimensie, deur God se krag, deur sy lig wat reeds in ons is. Die Here seën u ryklik, 'n wonderlike week. Ek gaan weer vir die uitkyk volgende Sondag, selfde plek, selfde tyd. Ons gaan verder gaan met Johannes 8. En dan sal ons sien, hierdie dimensie is nie 'n dimensie van klippe gooi nie, maar van vergifnis en vryheid in Jesus naam. Amen. Geseënde dag en lekker om julle vanmôre hier te hê.